Goeiedag en baie welkom by Ontsluit die Woord, die program waar ons saam ontdek hoe die Heilige Gees in ons lewe, die Woord van die Here in ons lewe ontsluit en ook vir ons rigting gee en doel in ons lewe. My naam is Jaco Pitter en ek wil vir jou baie welkom sê by nog 'n opname van ons program. En vandag praat ons oor jou identiteit, oor jou God gegewe identiteit, wat die Here in jou lewe vir jou gegee het waarmee jy moet lewe. 'n bepaalde identiteit wat die Here vir jou in Christus gee en dat jou identiteit in Christus gevorm is en elke dag al hoe meer gevorm word deur die werk van die Heilige Gees. En dit help vir ons natuurlik om ook te dink aan tekste soos Lukas 11 vers 1 en 2 Korintiërs 5 vers 16 tot 21 om te weet dat ons moet terugdraai na die Here, dat ons as individue voortdurend moet terugkyk en weer moet ontdek wie God is. Want die lewe verander so vinnig, daar kan soveel storms en dinge in ons lewe gebeur wat ons aan ons identiteit laat twyfel, of dinge gebeur wat ons onseker maak, en baie keer kan ons die pad byste raak, en dan kan ons totaal vergeet wie ons regtig is, en wat die Here regtig van ons vra, en hoe ons moet lewe. Ek wil vandag 'n voorbeeld vir jou gee, van 'n brug wat gebou was in Sentraal-Amerika, in Honduras. Die brug se naam was die Cotuleka brug, en dit was voltooi in 1998, 484 meter lank, en dit was gebou om die natuurelemente te trotseer, en dit was baie standvastig, dit het baie storms deur die jare oorlewe. Maar toe het 'n orkaan Mitch Honduras getref en baie brûe is toe verwoes. Maar Cotuleka het oorleef, maar in dieselfde tyd het baie mense hulle lewens verloor. Die brug was amper nog in 'n perfekte kondisie na die orkaan. Maar wanneer 'n mens mooi gaan kyk na die foto's en jy soek dit op die internet op, dan gaan jy sien dat die rivier weggeskuif het van die brug af, en dat die rivier glad nie meer by die brug loop nie. Die rivier het heeltemal 'n nuwe baan gaan vorm, en die brug staan eintlik nou daar half identiteitloos, alleen, sonder dat daar enige doel daarvoor oor is. Nou ek wil dit gebruik as 'n voorbeeld, en ook natuurlik as 'n illustrasie, dat so iets in ons lewe baie maklik kan gebeur. Ons is vas in ons identiteit, ons is gefestig, en ons weet presies wie ons is, tot daar 'n storm of 'n orkaan kom, en die lewe rondom ons vir altyd verander. Dan help dit nie vir ons dat ons op die ou maniere moet probeer voortgaan of aan die identiteit wat ons in die verlede gehad het, probeer vasklou nie. Maar dan is dit belangrik dat ons veral in ons lewe die Heilige Gees toelaat om in ons lewe vir ons te kom wys wat in ons lewe moet verander na afloop van storms, want hy bly altyd dieselfde. Die Here is in alle omstandighede en situasies dieselfde, maar die verdieping en die verandering moet in ons lewe plaasvind. Daar moet by ons iets gebeur, groei moet plaasvind, en wanneer ons veral swaar kry, moet ons groei. Dink vir 'n paar oomblikke in jou lewe, dink terug aan die storms wat jy in jou lewe al moes trotseer. Dalk is jy tans besig om 'n storm te trotseer en te probeer oorleef. Miskien is jy heeltemal in oorlewingsingesteldheid op hierdie stadium, omdat die omstandighede buite jou so storms woed. Maar ons moet ook weet, dat ons na storms op 'n ander manier moet kyk na oplossings vir ons probleme. Ons moet gaan kyk dat dit wat ons in die verlede gebeur het, heeltemal anders was as hoe dinge vandag is, en dat gister se oplossings nie noodwendig vandag meer werk nie. En dan moet ons onthou dat ons lewe enige tyd kan verander, in 'n oogwink kan dit verander. Ons bou en lewe elke dag sonder om te dink hoe ons sal moet aanpas, hoe ons al meer moet vernuwe na die beeld van ons Skepper. Gaan kyk net vir 'n paar oomblikke aan hoe die omgewing rondom jou verander het die afgelope paar maande of die paar weke. En wat is die behoeftes en die nood van die mense rondom jou? En wat is jou behoeftes en wat is jou nood? En dan kan ons begin verstaan hoe belangrik dit is dat ons identiteit in Christus moet vind.
En dit beteken ook vir ons dat ons moet besef dat ons identiteit in Christus vas is. Jy het al baie storms in jou lewe oorleef. En dit is natuurlik wat vir jou baie moed gee en waagmoed gee en natuurlik vir jou help om in jou lewenspad vorentoe te kan stap en te kan volhard. Dat jy weet dat jy in jou lewe die moed het en die hoop het wat jy van Christus ontvang, omdat jy een is met hom. Net soos wat Kotoleka 'n besondere ingenieurswerk was, so is jou lewe elke dag 'n ingenieurswerk deur God. 'n Besondere skepingsorde wat God vir jou gegee het. Maar anderster as met die Kotoleka brug is ons in Christus voortdurend gereed as ons omstandighede rondom ons verander. Dit is wanneer ons stagneer in ons geloof, dat ons soos hierdie brug Kotoleka raak, waar die wêreld rondom ons verander en ons net een kan staan. Maar wanneer ons in Christus geanker is, dan help die Here ons om te groei en om sterker te word. En die brug Kotoleka het die naam gekry, die brug na nêrens, want dit het geen doel meer gehad om te dien nie. Nou dit mag nooit met ons gebeur in ons lewe nie. En as ons vandag gaan kyk na ons identiteit in Christus en hoe ons identiteit in Christus verstaan, dan dink ek, kan ons begin by hierdie vraag. Gaan dink hieraan en vra vir jouself, aan wie behoort jy? Wie se eiendom is jy? Want die persoon aan wie jy uitgelewer is, gaan in 'n groot mate jou lewe bepaal. As jy sê vandag jy behoort aan jou huweliksmaat, dan gaan jou huweliksmaat in 'n groot area van jou lewe inspraak hê en gaan jy baie van jou dinge in jou lewe bou, jou identiteit rondom die persoon aan wie jy behoort. Dieselfde natuurlik en op 'n baie dieper en groter vlak is die hele gedagte van dat ons aan God behoort. En wanneer ons aan God behoort, word ons deur hom omvou, word ons deur hom gevul, word ons deur hom herskep, en dan moet ons die lewe leef soos wat hy ons gemaak het. En dan kan ons vra, maar wie is ons in hierdie hele situasie? Wat is my identiteit? Hoe kan ek my identiteit dan beter verstaan? En hier is dit ook belangrik dat ons moet besef dat ons identiteit in Christus op 'n dieper vlak verstaan moet word as ons selfbeeld. Ons selfbeeld is maar bloot ons eie persepsie van ons eie lewe en van onsself, en ons selfbeeld word opgebou oor dinge wat ons van onsself hoor, mense van ons sê, goeie en slegte dinge. Ons selfbeeld word opgebou deur ons persoonlike ervarings of ervarings wat ons in ons lewe deurgegaan het, en ons selfbeeld word opgebou oor dit wat ons van onsself sien, as ons in die spieël kyk. En dit is dan 'n persoonlike persepsie van ons identiteit, wat ons in ons eie gedagtes vir onsself opmaak. En baie van ons maak verkeerde besluite wanneer ons situasies wil analiseer, dit wat ons gehoor het van onsself, of dit wat ons van onsself dink, of dit wat ons van onsself gesien het. En dan maak dit baie keer dat ons in ons lewe met 'n negatiewe selfbeeld lewe, of 'n swak selfbeeld. Soms kan dit ook wees dat ons te veel van onsself dink en hoogmoedig raak, omdat ons onsself te hoog aanskryf, te veel van onsself dink, te veel van onsself praat. Maar wanneer ons gaan kyk na ons identiteit in Christus, dan gaan daar iets heeltemal anders in ons lewe gebeur. Want dan gaan ons begin nadink en nabid en soek en wag op die roepstem en die antwoord van die Here oor wie ons is nadat ons die Here aangeneem het. En dit is vandag vir jou ook baie belangrik dat jy in jou lewe weer moet gaan besef wie jy in Christus is. Want dan kan jy weer begin dink aan jou geloofsoortuigings. En jou geloofsoortuigings kan jy koppel aan die wêreld. Want jou geloofsoortuigings bepaal natuurlik dan hoe jy na die wêreld kyk. En dan gaan dit al minder gebeur dat gebeure in die wêreld jou geloofsoortuigings raak. Soms is ons teleurgesteld in ons kerk of ons is teleurgesteld in Christene, maar wat belangrik in ons lewe is dat ons telkens moet terugkeer na ons geloofswaarhede, na dit wat oor God gaan, die absolutes in die Bybel, waaroor ons nie kan onderhandel nie. So as ons ook dink aan die volgende vraag, wie gaan ons mis as ons nie meer op aarde is nie, of wie gaan ons vervang?
En dan as ons na daardie vragies luister, dan besef ons natuurlik dat ons eintlik baie kleiner is as wat ons dink. En ons moet in 'n wêreld gaan lewe waar daar storms is. En jy as gelowige moet in jou lewe uitdrukking gee van jou geloof in daardie situasies. So jy moet vandag onthou dat jy aan God behoort. Jy is sy eiendom en jy is sy skat hier op aarde. En hy verwag van jou om as sy skat te lewe. En dan kan ons natuurlik begin dink aan 'n gevolgtrekking, iets in die lyn van dat ons lewe voluit vir God moet lewe. Maar dit is nie altyd so maklik om dit net te doen nie, omdat die storms en die dinge in die wêreld dit soms vir ons so moeilik maak. Dink vandag vir 'n paar oomblikke ook, terwyl ons nadink oor ons identiteit. Wat is die struikelblokke in jou lewe wat jou keer om jouself te sien soos wat die Here jou sien? Ek onthou baie goed, ek het eendag met 'n persoon gepraat oor sy verhouding met die Here. Die persoon was baie naby aan die einde van sy lewe. Hy het hartversaking gehad en diabetes en die dokters het ook gesê dat hy 'n baie kort tydjie oor het om te lewe. En ek het vir hom gevra of hy seker is oor sy verhouding met God en oor wat met hom sal gebeur as hy sterwe. En die man het my geantwoord en gesê, weet jy, ek is nie seker waartoe ek gaan nie, want my vriende het vir my gesê, if you live like a cowboy, you will die like a cowboy. En ek het vir hom gevra wat hy hiermee bedoel, en hy het vir my gesê dat dit daaroor gaan, sy verlede is regtig nie 'n goeie verlede nie. Hy het 'n klomp foute gemaak, en daarom is hy nie seker of die Here hom aanvaarbaar sal vind die dag wanneer hy sterwe nie. Ek het die man toe gevra of hy sy sondes teenoor God bely het en of hy hierdie saak al met die Here hanteer het. En hy sê toe vir my, maar hy het dit bely, hy het met God gepraat oor die situasie en hy het sy sondes bely. En ek sê toe vir hom, die feit dat hy dit vir my sê, beteken mos dat 1 Johannes 1 vers 9 in sy lewe waar is, en dit is dat as ons sondes bely, God is getrou en regverdig, hy reinig ons van alle ongeregtigheid, en dat sy identiteit dan deur die skrif bepaal word, nie deur die mense rondom ons nie. En ek onthou die oomblik toe ek dit vir hom sê, was dit asof daar so lig in sy gesig aangegaan het, en op daardie oomblik toe sê hy vir my, hy sien sy verlosser. En ek vra toe vir hom wat hy daarmee bedoel, en hy sê toe vir my, hy sien Jesus staan in die vertrek, en hy weet nou dat hy gered is. En dit is vir my so 'n mooi voorbeeld van iemand wat kon beweeg van die identiteit wat mense vir hom wou gee, na die identiteit wat God vir hom klaar gegee het. Maar dit is ook vir my 'n baie mooi voorbeeld van hoe mense mekaar kan beroof wanneer dit kom by die identiteit wat ons in Christus het. En dit is ook 'n illustrasie van hoe gevaarlik dit is dat ons die mense rondom ons glo en vertrou oor ons identiteit. En hoe gevaarlik dit is en hoe maklik ons dan in ons gedagtes ver van die waarheid gevat kan word deur die onkunde van die mens, deur die opmerkings van mense wanneer dit kom by die werke van God. So by God maak dit nie saak of jy soos 'n cowboy gelewe het nie. Wanneer jy so gelewe het met 'n verskriklike verlede, dan moet jy besef dat die Here jou kom verander en vir jou 'n nuwe identiteit gee. En daardie nuwe identiteit kry ons by die Here wanneer ons sondes bely en ons lewe met die Here regstel. En vir Jesus vra om ons te reinig van ons ongeregtigheid. En dan kan ons voluit vir die Here lewe. Hierdie persoon wat vir my vir wie ek die vraag gevra het, ekskuus, of hy die ewige lewe sal kry, en hy met onsekerheid geantwoord het oor sy lewe en sy redding, en of hy die ewige lewe sal beerwe. Laat my net ook besef, hoe maklik dit gebeur, dat wanneer ons ander mense toelaat om oor ons geloof 'n uitspraak te lewer, hoe dit ons inhibeer, hoe dit 'n struikelblok is, om voluit vir die Here te lewe. Ons moet leer, dat ons identiteit in Christus is, en dat ons versigtig moet wees daarvoor,
dat mense ons nie moet inhibeer nie, dat mense ons nie moet keer om voluit vir die Here te lewe nie. Ons moet ook nie mense toelaat om ons op so 'n manier negatief te praat of ons te laat voel dat ons nie goed genoeg is nie. Want my liewe vriend, as ons vandag gaan kyk hoe lief God jou het en wat die Here alles in jou lewe vir jou beteken, dan is dit vir jou absoluut die moeite werd om hierdie struikelblokke uit die weg te ruim. En soos ek genoem het met hierdie voorbeeld, die illustrasie hier is, verwyder eerder die struikelblokke van mense se woorde wat nie gelykvormig is aan God se beeld nie. En dit leer vir ons dan om elke seisoen van ons lewe voluit te geniet. So as ons identiteit in God vas is en vasgelê is, en ons stem saam met God dat ons identiteit in Christus is, sal ons elke seisoen van ons lewe voluit kan lewe. Of dit 'n hoogtepunt en of dit 'n laagtepunt is, ons kan weet, die Here is by ons en ons kan voluit deur daardie seisoen lewe. Dan kan ons natuurlik ook oorbeweeg na die tweede en dis belangrik. So die eerste een is, ruim die struikelblokke uit die weg. Struikelblokke soos mense se woorde oor jou identiteit in God. In die tweede plek moet jy jou lewe fokus op dit wat God vir jou beplan. En dit is vir ons so belangrik, want ons moet leer dat ons wêreldse beplanning belangrik is en dat ons onsself in stand moet hou en dat ons hard moet werk om geld te verdien. Dit is alles absoluut waar. Ons moet natuurlik ook onthou, die belangrike is dat ons in die eerste plek moet fokus op wat God vir ons beplan in ons lewe. As jy nou vir 'n paar oomblikke dink aan dit wat jy dink God in jou lewe vir jou beplan, hoe sal jy dit beskryf? Wat sal jy sê is dit wat die Here graag van jou wil hê, wat jy vir hom moet doen? So ons moet nie die belangrikste rol wat God vir ons het ignoreer nie. En ons moet onthou, dit is ook 'n groot struikelblok. Dis ook 'n groot struikelblok dat ons die rol en die funksie wat God vir ons wil gee en gegee het, ignoreer. Ons moet onthou dat ons identiteit in Christus so vas is. Ons is in die derde plek ambassadeurs. In 2 Korintiërs 5 lees ons daarvan. Ons is ambassadeurs vir Christus. En 'n ambassadeur verteenwoordig die land waar hy of sy vandaan kom, of die een waarheen hy gaan. So 'n persoon word dan binne 'n bepaalde konteks gestuur na 'n ander konteks. En dit is wie ons is, dit is ons identiteit, en daarvoor hoef ons nie skaam te wees nie. Daarom moet ons nie terugstaan vir ons geloof, of bedreig of intimideer voel deur ander gelowe. As ek in die werksplek is, en daar is mense van ander gelowe wat vir my dit moeilik maak, dan moet ek onthou, ek hoef nie daarvoor terug te staan nie, want ons grootste en sterkste eienskap is die eienskap van die liefde van ons Here Jesus Christus. En soos die ambassadeur met sy of haar eie land kommunikeer, so kommunikeer ons met God, en daarna kommunikeer ons met die wêreld. En ons is in hierdie wêreld geplaas deur Christus, omdat ons identiteit in hom is, omdat ons identiteit deur hom bepaal word. In die vierde plek word ons dan gemotiveer deur ons herskepping. En dit is 'n wonderlike aspek van ons Christelike geloofslewe. En dit is dat ons identiteit herskep word daagliks deur God. Voorheen het Paulus Jesus net na die vlees geken, skryf hy in Korintiërs. Met ander woorde, net as nog 'n man. Maar toe het hy geleer om Christus nie meer net volgens die uiterlike te oordeel nie. Nadat hy hom persoonlik ontmoet het, was Paulus volkome herskep en kon hy die belangrike funksie wat God vir hom gehad het, begin uitlewe. En dan kan 'n mens sien in Paulus se lewe die momente van hoop, die tragiese momente, die sondige momente, die feesviering en insidente wat plaasgevind het. En so kan ek en jy vandag ook in ons herskepping gaan kyk, hoe die Here vir ons nie net in ons verlede nie, maar ook hierdie dag herskep. Hoe hy weer vir ons kom hoop gee wanneer ons nie hoop het nie. Dat hy vir ons weer kom optel wanneer ons geval het. Dat hy vir ons krag gee wanneer ons kragteloos voel. Dat hy vir ons optel wanneer ons geval het. Dat ons ook in ons tragiese momente van ons lewe kan weet,
dat die Here daar is. As ons 'n huweliksmaat verloor, 'n geliefde aan die dood afstaan, werksverlies, deur trauma gaan, deur swaar kry gaan, enige tragiese situasie, ons gesondheidskondisie wat nie meer dieselfde is nie, dat ons daarin kan weet dat ons identiteit in Christus onaangetast bly en dat ons in 'n tragiese situasie in ons lewe altyd kan vashou aan die feit dat ons in en deur Christus lewe. Ons kan ook natuurlik gedurende sondige momente elke keer telkens terugkeer na die Here toe en in 'n sondige moment ons sondes bely en teenoor God dit wat ons in ons lewe gedoen het wat verkeerd is, kan uitsorteer en dat ons ook weet dat ons sondige momente nie ons identiteit in Christus kan aantas of verander nie, veral nie as ons sondes bely en erken dat Jesus Christus ons Here ons help om gesond te word van ons sondige momente. Soos Dawid in Psalm 51 sy sonde van oorspel met Batseba bely, word hy natuurlik daar herskep deur God en word hy 'n nuwe mens, iemand wat weer wit is, iemand wat weer skoon is, iemand wat weer 'n rein hart by God het. Ons het ook in momente van feesviering, as daar 'n babietjie gebore word, as daar 'n verjaarsdag is, as daar 'n paartjie trou of wat ook al in ons lewe gebeur wat ons fees oorvier, kan ons weet dat ook daar ons in ons identiteit van Christus moet lewe en moet funksioneer en moet optree. En dan natuurlik is daar insidente in ons lewe wat plaasvind, goeie insidente en slegte insidente, wat ons maar met ons lewe saam met ons dra. Maar deur al hierdie momente van hoop, tragiese momente, sondige momente, momente van feesviering en insidente, kan ons altyd weet dat ons identiteit in Christus vas is. Ons moet natuurlik dan ook rekening hou met ons gebrokenheid, met die feit dat ons 'n sondige natuur het, met die feit dat ons sondige natuur partykeer in ons lewe die deurslaggewende faktor is, wat ons optrede betref, wat ons gedrag betref. Maar ons moet onthou dat geestelike insig saam met herskepping kom. So wanneer ons die herskepping van die Gees in ons lewe ervaar, kry ons geestelike insig en groei ons in ons identiteit in Christus. Verander ons al meer na sy beeld, word ons al meer soos wat hy vir ons wil hê, tree ons al meer op soos wat hy van ons verwag, en word ons dan nuwe mense wat nuut kan begin, wat elke dag kan aanpak met 'n beginnersingesteldheid, met 'n ingesteldheid om weer te leer, om weer van voor af te leer, om as 'n herskepte nuut te begin. En dit maak ons vry van die dra van laste van die verlede. Ons hoef nie môre in te gaan met vandag se laste nie. Ons kan gaan fokus op die Here. Ons kan gaan fokus op wie hy is en ons kan gaan fokus op dit wat hy vir ons gaan leer. En dan moet ons ook leer, soos 2 Korintiërs 5 ons leer, dat ou dinge verbygaan en dat nuwe dinge kom. Nuwe dinge kom saam met Christus. Die ou is verby. Die ou identiteit, die sondige identiteit, gister se identiteit is verby. Vandag is daar 'n nuwe identiteit en kan jy nuut begin. So begin elke dag met 'n nuwe ingesteldheid, 'n nuwe dag, nuwe geleenthede, nuwe kansse wat jy kan aangryp in jou lewe. Want onthou net, die wêreld kan baie maklik neersien op Christus. Die wêreld kan baie maklik neersien op Christene. En ons moet onthou dat so verkeerde uitsig van mense ook op ons 'n bepaalde impak kan hê. Maar ons moet weet, ons sien Christus vir wie hy is. En die Seun van die lewende God het mens geword en onder ons kom woon. Christus, die sondelose, het ons herskep om sonder sonde te wees. En sy lewe vir ons is 'n wonderwerk, want ons word al meer verander om gelyksoortig aan hom te wees. So wanneer ons gaan kyk na herskepping, dan kan jy vandag al vir jouself in jou geestesoog sien met 'n splinternuwe identiteit. Die identiteit wat God vir jou gee. En dit moet jou help om vry te kom van jou eie gevolgtrekkings oor jouself. Soos ek vroeër gesê het, die dinge wat ons van onsself hoor,
of aan onsself dink of aan onsself sien in die spieël en die gevolgtrekkings wat ons oor al daardie dinge maak, moet ons verander om te reageer op die manier wat God na ons kyk, die identiteit wat ons in Christus het, en ons moet al meer gelykvormig word aan hom. Daarom moet ons besef dat ons moet verander. En dit is die laaste punt van vandag se gesprek. Verandering is onvermydelik. Dinge kan verander sonder enige waarskuwing. Veranderinge in jou lewe is soms so vinnig, dat jy nie eers daarvoor kon voorberei nie. Soos teruggaan na die brug toe, die water het nie meer onder die Kotoleka rivier brug deurgeloop nie. Die brug het 'n doel gedien, maar vandag is hy 'n brug sonder 'n pad iewers heen. Ons kan ook nie die toekoms voorspel nie. Ons weet nie wat môre oor ons pad gaan kom nie. Ons weet nie wat in die toekoms gebeur nie. Of dit 'n virus, 'n orkaan, 'n storm, ekonomie of wat dit ook al is. Daar is altyd nuwe uitdagings of verrassings in ons lewe, waardeur ons moet werk. Daar is dinge wat ons moet trotseer. Daar kom storms oor ons pad. En ons moet weet dat ons identiteit in Christus vas is, en dat ons reeds in hom geanker is, en dat ons deur daardie storms kan loop met die krag wat hy vir ons gee. Ons moet versigtig wees met selftevredenheid, want wanneer ons tevrede is met ons eie situasie, raak ons eintlik doelloos en dan stagneer ons in ons geloofslewe. En daarom moet ons weet, ons moet leer bid. Want wanneer ons bid, kan ons in ons verhouding met God kommunikeer met die lewende God, kan ons sy krag ervaar, kan ons ervaar hoe hy ons aanraak en hoe hy vir ons inspireer deur sy gees en hoe hy vir ons leiding gee en hoe hy vir ons help om vorentoe te gaan. Wat ons dan soms dink die oplossing is, kan dalk die probleem wees. Die ingenieurs het gedink die brug los hulle probleme op, maar eintlik het die brug op die einde net 'n hoofpyn geraak. En daarom moet ons ook weet dat ons nie ons identiteit so sterk moet bou op ons huidige situasies nie, want môre bring nuwe uitdagings. En daarom moet ons meer leer om die Here te vertrou, om elke dag nuut in te gaan en te weet dat hy vir ons help om die dag in te stap. Dan moet ons ook onthou dat tegnologie nie alles in ons lewe kan oplos nie. Ons bou so maklik ons identiteit rondom tegnologie wat ons het, rondom wat ons op tegnologie sien en hoor in nuus en berigte en fopnuus en allerlei dinge wat ons lewe deurmekaar kan krap, kan ons ook van stryk bring, natuurlik in ons identiteit, wat Christus in ons lewe vir ons gee. Ek hoop dat jy vandag in jou lewe die gedagte begin koester dat jou identiteit in God uniek is, dat jou identiteit in die Here vas is, dat jy in hom geanker is en dat jou identiteit deur God bepaal word, veral wanneer jy jou lewe aan hom oorgee en wanneer jy ook die besluit neem om al jou laste in sy hande te laat. Die Here bepaal jou identiteit, die Here is saam met jou, die Here gee vir jou krag en die Here is elke dag dieselfde en daarom is jou identiteit in Christus 'n stabiliteit waarop jy kan reken, want ons weet dat Christus gister, vandag en môre altyd dieselfde is. My gebed is dat die genade van ons Here Jesus Christus by jou sal wees en dat jy sy liefde in jou lewe ervaar. Jy moet 'n wonderlike dag verder hê.